Ja, ek nooi die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak vir die wat dit dan ook saamgebring het en wel daar so by 1 Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1. Ons gaan daar die hele hoofstuk saam lees en dan ook hoofstuk 2, die eerste 2 verse. 1 Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1. Wat ons van die begin af was, verskoon. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons maak net ons harte stil en vertrou ons ook die Here vir die woord en die bediening daarvan. Hemelse Vader, ons eer U vir die wonderlike voorreg om so by mekaar te kan wees. Dankie dat ons die geleentheid het om vanoggend dan ook die geboorte van ons Here Jesus Christus ook te kan herdenk. Ja, Here, ons weet, dit is nie die dag en datum nie, maar die wonderlike voorreg, ons kan dit vier saam met die wêreld, wat vandag hier die boodskap sal hoor, op watter platform dit ook al mag wees, dat die Here Jesus Christus in hierdie wêreld geopenbaar is. Dit waarvan Johannes dan ook hier getuig, as hy dan vir ons sê, en die lewe is geopenbaar. Hierdie lewe in die Here Jesus Christus, sy geboorte, waar Johannes ook van getuig, dit wat hulle gehoor het, dit wat hulle gesien het, dit wat hulle getas het, met hulle eie hande, daardie wonderlike voorreg, hulle saam met die Here Jesus Christus, dan ook kon gewees het vir 'n 3 jaar tydperk, om onderrig te word aangaande hierdie wonderlike versoeningswerk, wat hy ook aan die kruis vir ons kom bewerk het. En was dit ook nie vir die kruis nie, was dit alles te vergeefs. En daarom eer ons U ook, Here, dat U bereid was om na hierdie wêreld toe te kom, en dat U Uself kon verneder het, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mens gelyk te word. Dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het vanoggend, om hierdie boodskap in ons harte te mag dra, nie net te weet daarvan nie, nie net te lees nie, maar dat ons hierdie boodskap in ons harte kan dra, omdat ons reeds met God versoen is, in Christus Jesus. Ons aanbid U daarvoor. Kom seën U woord, Here, gebruik U woord, en laat U woord ook oor die lengte en die breedte van ons land, en ook oor die wêreld heen, dan ook uitgaan. Deur al die platforms wat geskep is, Here, dat U dit sal gebruik tot U eer, tot verheerliking van U naam, ook tot uitbreiding van U koninkryk,
hier op aarde. Verheerlik U self in ons midde, en Here, dat ons ook vanoggend ons harte sal oopstel vir U kosbare woord, en dat U woord sal kom bevestig word in ons harte. Om Christus Jesus naam ontwil bid ons dit. Amen. Ons teks van oordenking vind ons daar in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 2. En hy is 'n versoening vir ons sondes. Ons onthou die boodskap wat Johannes gesê het, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Verwysing na die Here Jesus Christus, en wonder 'n mens partykeer dan ook, maar hoe bring 'n mens dan die versoeningswerk wat na die kruis van Here Jesus Christus dan ook verwys na die geboorte van Here Jesus Christus? En die hele gedagte maar net, was daar nie 'n geboorte van Here Jesus Christus, waar hy homself verneder het, soos Filippense hoofstuk 2 ook sê, waar hy dan ook na hierdie wêreld toe gekom het, die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem, en waar hy dan ook homself met die mens gelyk kom stel het. Was dit nie vir dit nie? Was dit nie vir daardie geboorte nie? Was daar geen versoeningswerk aan die kruis vir ons lewe nie? En daarom wil ek met u praat oor die gedagte, die versoeningswerk van Christus. As ons kyk na hierdie woord versoeningswerk, wat dan ook hierna verwys word, in hoofstuk 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld, is dit daar die woord van hilasmos, wat dan ook beteken, dat hy daardie ene is, wat daardie versoening gaan bewerk het, en deur daardie versoenings, daardie offer wat hy dan aan die kruis vir u en vir my gaan bewerk het, is daar vir u en vir my versoening vandag in Christus Jesus dan ook moontlik. Dan word 'n verhaal vertel van 'n vroutjie met die naam van Elisabeth Barrett. In haar kinderjare het sy 'n ongeluk dan ook gehad, en was sy dan ook semi-invalide. Dit het gelei voordat sy in 1846 met Robert Browning getrou het. Maar hierdie verhaal stop nie net daar nie. Hierdie vrou het eintlik 'n dapper storie. In haar jeug is Elisabeth deur haar tiranne pa dopgehou. Hy was een van daardie wat daardie huis met 'n eystervuis regeer het. En toe sy en Robert getroud was, het hulle nie geheim getrou om juis weg te kom van haar pa af, want hy het glad nie dit goedgekeur nie. En na daardie troue is hulle na Italië toe, waar hulle dan ook die res van hulle lewe gewoon het. Haar ouers het haar verstoot, en Elisabeth het nooit opgehou om dan ook hierdie verhouding te probeer herstel nie. Sy het briewe op briewe vir hulle geskrywe. Sy het na 10 jaar, het sy 'n groot boks teruggekry. En ons sou gedink het, dit sou nou 'n geskenk van haar ouers af wees. Maar op die ou einde van die dag was dit al haar briewe wat sy vir haar ouers geskryf het. Onoopgemaak, ongelees. Dink maar net daardie hartseer, daardie teleurstelling. Nie een eers oopgemaak nie. Vandag is dit van die mooiste klassieke briewe in die Engelse literatuur. En as haar ouers maar net 'n paar van dit gelees het, dan sou hulle dalk daardie verhouding herstel het. Net so het God dan ook in Christus Jesus, Johannes 3 vers 16, wat seker een van die bekendste skrifgedeeltes oor die wêreld is, het hy hierdie liefdesbrief vir ons kom skrywe, van hierdie wonderlike versoeningswerk, wat hy wil kom herstel, hierdie verhouding wat gebreek is, as gevolg van sonde wat in die wêreld ingekom het. En wat hy net soek is dat ons hierdie liefdesbrief moet lees, dat ons hierdie liefdesbrief moet aanvaar, en dat hierdie verhouding wat gebreek is, dat daardie wonderlike verhouding met God herstel kan word. Hierdie brief is vir die wêreld geskryf, as hy dan ook sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad,
Die brief is vir die hele wêreld geskrywe, nie net vir sekere mense, nie net vir ons nie net vir die Jood of Israel nie, maar vir die hele wêreld, sodat hierdie woord gelees kan word, en dat iemand dit kan raaklees in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hierdie versoening is binne bereik van alle mense, nie net sekere klasse en sekere groepe nie. God het nie hierdie versoening nodig gehad nie, maar ons as mens het hierdie versoening nodig gehad. Hoekom? As gevolg van 'n gebroke verhouding, wat daar in die tuin van Eden dan ook plaasgevind het. Toe Adam daardie sonde in hierdie wêreld ingekom het, soos die woord van die Here sê, Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Gebroke verhouding tussen God en mens is in elke mens se lewe wat gebore word op hierdie wêreld. En daarom het God hierdie voorsiening gemaak in die geboorte van ons Here Jesus Christus, sodat daar 'n herstelde verhouding kan plaasvind. Daarom dat die Here Jesus Christus dan ook daardie offer op die groot versoeningsdag waarna verwys word, dan ook gebring het, waar hy homself vir eens en vir altyd dan ook gegee het. In die Afrikaans is dit moeilik, want ons gebruik baie keer maar net daardie een woord, naamlik versoening. Terwyl in die Engels is daar 2 woorde wat gebruik word, naamlik atonement en reconciliation. Atonement gaan oor die offer wat die Here Jesus Christus gebring het. Reconciliation, sodat dit moontlik gemaak is dat ons met God versoen kan word. Dit is die 2 woorde wat belangrik is, en moet ons dit ook onderskei, sodat ons ook kan verstaan dit wat die Here Jesus Christus vir u en vir my aan die kruis kom bewerk het. Daarom 'n paar gedagtes wat ek net vanoggend in die eerste plek met u wil deel. En die eerste daarvan is hierdie versoeningswerk van Christus. Daar's ons die Griekse woord wat hy dan ook gebruik, hierdie woord hilasmos, dit wat dan ook hierdie woord versoening is. Maar dan kom ons by hierdie gedagte, die versoening begin by God. Dit is wat die Here Jesus Christus vir u en vir my dan ook wil kom toon. En dit is wat die woord aan ons openbaar, Romeine 3 vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed. Dit was God wat hierdie inisiatief geneem het. Dink maar daar in die tuin van Eden, was dit God wat die inisiatief geneem het, om na die mens uit te roep toe hy in sonde geval het. Waar is jy? Hoekom? Want God is 'n verhoudingsmens. Hy is 'n verhoudingsgod, en hy wil hierdie verhouding met die mens kom herstel. God het geweet dat die mensdom in sonde gedompel is, want hy het vir hom gewaarsku, as jy van daardie boom eet, as jy in ongehoorsaamheid aan my stem is, dan sal jy sekerlik sterwe. En die dood het tot almal deurgedring, omdat almal gesondig het. In Adam. Dus elke mens is in sonde ontvang en gebore, en nodig dat God na die mens toe kom, want die woord van die Here sê, daar is niemand wat na God vra nie, selfs nie een nie. God neem die inisiatief om na die mens toe te kom, om hierdie voorsieningswerk vir die mens te kom gee van die woord van versoening. Kolossense 1 vers 21 sê ook julle wat vroeër vervreemd en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Die mens word genooi na God toe. Hy wat eers 'n vreemdeling was as gevolg van die sonde toestand, het God dit moontlik gemaak. Het hy daardie inisiatief geneem om met die mens dan ook versoen te kan word in Christus Jesus. Die mens word genooi wat vyandig teenoor God was. Want wanneer ek in sonde is, wanneer ek in daardie toestand van verlorenheid is ek 'n vyand van God. Wie die wêreld liefhet, word 'n vyand van God, sê die woord van die Here. So ek was in vyandskap teenoor God gewees. En daarom het God dit na ons toe gebring in Christus Jesus, sodat ons met God versoen kan word. Daarom het die woord van die Here sê, laat jou met God versoen.
Ons as mense het dit nodig gehad en God het dit na ons toe gebring deur die Here Jesus Christus. En wat beteken dit? As hy dan ook sê, laat jou, of ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Laat jou met God versoen, gaan oor 'n gesindheidsverandering. Daardie Engelse woord wat ons ken, attitude, nee. Jou attitude moet verander. Dit is wat hierdie versoening in Christus Jesus dan ook vir ons teweeggebring het. Dat hierdie gesindheid van my teenoor God kan verander. Hierdie gesindheid van vreemdelingskap, hierdie gesindheid van vyandigheid. Nou kom die Here en hy bied dit vir ons aan, sodat daardie gebroke verhouding herstel kan word. God het Christus gestuur as 'n versoeningsoffer. Daardie offer wat hy daar aan die kruis vir u en vir my dan ook moes gaan bewerk het. Dit het die kruis van die Here Jesus Christus gekos. Hy moes eers gebore word, sodat hy na die kruis toe kon gaan om vir u en vir my dit moontlik te maak vir daardie versoeningswerk. God het die inisiatief geneem om Jesus na hierdie wêreld toe te stuur. En die Here Jesus Christus het dit vir u en vir my dan ook moontlik gemaak. Daarom, God het dit moontlik gemaak in die Here Jesus Christus, sodat ons dan ook daardeur gered kan word. God het die inisiatief geneem. Hy het die eerste stap na die mensdom toegeneem. Dis die kernboodskap van God se evangelie vir u en vir my vandag. En is moontlik gemaak in die bloed van ons Here Jesus Christus. Dit is die mens se verantwoordelikheid om nou daarop te reageer. Daarom dat die woord van die Here ook vir ons wil kom leer, dat daar 'n herstelde verhouding dan ook vir u en vir my moontlik is in die tweede plek. Hoe? Deur geloof in dit te stel wat God vir ons moontlik gemaak het. Deur ons sondebelydenis, om weg te draai van ons sonde, dit te aanvaar wat God deur daardie vergifnis vir ons dan ook bied. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hierdie gebroke verhouding wat in ons lewe is, wil God kom herstel. En hy kom herstel dit in die Here Jesus Christus, as hy dan ook sê in 2 Korintiërs 5 vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. God roep na die mens. Hoor mooi wat ek sê. Versoening ignoreer nie die oortreding nie. Daardie dogter wat verkrag is, daai seun wat verkrag is, daardie geliefde van jou wat dood geskiet is, versoening ignoreer nie die oortreding nie. Maar dit kyk na die oortreding en neem die nodige handeling om verhoudings te herstel. Dit is presies wat met ons as mens gebeur. Ons het in sonde geval. Die dood het na die mens toe gekom. Dis die mens wat 'n herstelde verhouding nodig het. God is gewillig om die oortreding wat ons teenoor hom begaan het, waar ons die merk gemis het deur sonde, om daardie merk, daardie doel in Christus Jesus vir ons te kom herstel. Dat daar 'n herstelde verhouding tussen God en die mens kan wees. 2 Korintiërs 5 vers 20 en 21. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God
versoen. Die mensdom het nodig, wat in hierdie gebroke verhouding teenoor God is, om na God toe te gaan, sodat hierdie verhouding herstel kan word. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Herstelde verhouding, waar God dan kom en daardie sonde bedek deur die bloed van Here Jesus Christus, sodat daardie verhouding herstel kan word. Romeine 5 vers 10 en 11 wat ook sê, want as ons, terwyl ons nog vyandig was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Jesus se geboorte dra die boodskap oor dat die mens herstel kan word met God. Herstelde verhouding. Die woord wat hier gebruik word in Romeine hoofstuk 5 vers 10 is die woord kataloso. En dit beteken om te verander of uit te ruil, maar in besonder wanneer dit by die mens kom, om te verander van vyandskap na vriendskap. Ons wat in vyandskap teenoor God was, bied hy nou 'n geleentheid om met hom in vriendskapsverhouding dan ook te hê, om 'n herstelde verhouding te kan hê. Efesiërs 2 vers 16, en albei in een liggaam met God kon versoen deur sy kruis. Hierdie wonderlike geleentheid, waar ek as mens vyandig teenoor God was, het die kruis dit moontlik gemaak, sodat daar 'n herstelde verhouding kan wees, en ons met God versoen kan word in Christus Jesus, sodat daar die vyandskap tot niet gemaak kan word, en ek in 'n vriendskapsverhouding met God kan staan. Dit is om versoen te word met God, wat binne bereik is deur Jesus Christus. 2 Korintiërs 5 vers 19 praat juis daaroor, hierdie versoen en versoening is die woord 'n werkwoord. Nie 'n selfstandige naamwoord nie. Dis iets wat God vir my wil kom doen. En God nooi ook dan die mens om na hom toe te kom, in aksie te neem, en daardie sonde dan ook weggewas kan word. Kan ek dit so stel nie? Gaan miskien dink dit is skokkend wat ek sê, maar sonde is goeie nuus. Hoekom? Sonde is mos nie goeie nuus nie, want met sonde is daar 'n uitweg. Met sonde is daar 'n uitweg. En dis die wonderlike boodskap, jy kan nie foute bely of verwarring bely nie, maar jy kan jou sonde bely. Sondebelydenis is die enigste grond vir hoop en vreugde. Dit is die grond vir versoening en hierdie vreugdevolle verhouding waarin ek met God kan staan. En nou kon sê Paulus dat hierdie versoeningswerk, hierdie boodskap, hierdie evangelie boodskap van die versoening is aan ons toe vertrou. Is aan u en my toe vertrou. Sodat wanneer ek daardie versoening in my hart ontvang het, dat ek dit kan gaan uitleef daar buite. Daardie selfde vergifnis word aangebied vir die wêreld. Daar word 'n verhaal vertel van 'n burgeroorlog wat 'n groot slagting was. Nou, toe Jefferson Davis van die Konfederasie oorlede is en Ulysses Grant van die Unie het gesterf, nou kan ek dit miskien vir u so verduidelik, as u dit nou nie op hierdie wyse verstaan nie. Kan u onthou vroeëre jare, het ons gepraat van die natte en die sappe? Kan u dit onthou? En hierdie twee was in vyandskap met mekaar. En hierdie twee mans wat in vyandskap met mekaar was, die sterwe. En weet u wat gebeur? Daardie twee se vroue kry huise langs mekaar en hulle word die grootste vriende. Is dit nie wat Jesus Christus vir ons kom doen het aan die kruis? Verhoudings wat herstel moet word.
En dit is wat hy vandag vir u en vir my ook wil kom doen. Jesus wil kom verhoudings herstel. Die hoofidee van daardie versoening binne die Bybelse konteks is om God en die mens by mekaar te bring. Daarom het hy ook vir ons dit sê in 2 Korintiërs 5 vers 18. 'n prediker het een keer so probeer voorstel, sodat die mens dit kon verstaan. Hy roep 2 mense uit die gehoor uit. Die een stel God die Vader voor, en die ander een stel die mensdom in sy verlore toestand voor. En die prediker kom staan tussen die 2 en hy vat al 2 se hande. En hy bring hierdie 2 na mekaar toe, sodat hulle weer hande vat. En dis wat Jesus Christus dan ook kom doen het. Tussen hierdie gebroke verhouding, wat daar tussen God en die mens is, om dit herstel te word. En hy bring daar die 2 by mekaar. Wat veroorsaak verhoudings tussen vriende wat gebroken is? Gebreekte vertrouensbande, leuns, skinder, gebroke beloftes, disrespek teenoor mekaar, ignoreer grense, jaloesie, selfsugtigheid, verskillende prioriteite, en so kan ons by hierdie lys nog gaan voeg, wat maak dat vriende uit mekaar gedry word. Misverstande is seker een van die grootste dinge. Net 'n verkeerde woord wat ek miskien teenoor 'n persoon sê, maak dat daardie verhouding uit mekaar gedry word. Verhoudings tussen broers en broers, broers en susters, susters en susters. Verhoudings tussen gemeentelede. En as ek praat van broers en susters, kan jy dit maar na gemeenteverband toe trek, nee. Want ons is mos broers en susters in Christus Jesus. En iets gebeur net 'n ou vonkie. En daardie verhouding spat uit mekaar uit. Soveel so dat baie mense sê, as daai persoon op die kerkbanke sit, dan wil ek nie eers na die kerk toe kom nie. Die probleem van vandag is, mense wil die verhoudings herstel. God het die inisiatief geneem in Christus Jesus, vir ons kom wys, hoe lyk dit? Baie keer word hierdie gebroke verhoudings aangewakker deur swak kommunikasie, onsekerheid, onopgeloste konflik. Wat sê die woord van die Here? As jy jou offer na die altaar toe bring, gaan, laat staan daar die offer, gaan versoen jou eers met jou broer, met jou suster. Dan kan jy jou offer bring. So baie mense dink, ek kan maar aangaan in my geestelike lewe, soos wat ek wil. Ek hoef nie met my broer, my suster, in daardie wonderlike gemeenskap, verhouding te wees nie. Hulle spat uit mekaar uit. En die probleem is, daardie verhoudings word nie herstel nie, maar hulle wil met God herstel. Mag die Here genade skenk, dat ons hierdie boodskap van versoening verstaan, dat dit ook tussen mens en mens herstel moet word. Dit sluit vir ons vergifnis in, 2 Korintiërs 5 vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie. Alhoewel hy daardie misdade van my nie kan toereken, is in die bloed van die Here Jesus Christus. Wanneer daardie sonde bely is, wanneer ek daardie vergifnis ontvang het. En ek het net gedink om die beste manier dit oor te dra vandag, is deur die verhaal van Corrie ten Boom. Ek weet nie hoeveel van u daardie boek al van haar gelees nie. As jy hom in die hande kry, selfs seker hy is op die tablet of waar ook al op die internet beskikbaar, The Hiding Place. Hier by die amper heel laaste bladsye, dan lees jy van die verhaal, waar daardie offisier, wat daarby gestaan het, toe hulle naak uitgetrek is, daar in daardie storte, daar met hulle gespot is, daardie offisier wat haar suster verneder het, daar in die modder,
hoe daardie dinge in haar hart vas geanker gebly het. Sy het uit die tronk uitgekom, haar pa en haar suster het onder die nasies gesterwe. En sy het die wonderlike voorreg gehad om van kerk tot kerk, van organisasie tot organisasie te gaan en die wonderlike boodskap van versoening aan die mensdom te gaan oordra. Soveel so dat by 'n geleentheid na 'n boodskap wat sy dan ook gepraat het oor versoening, kom daar dieselfde offisier na haar toe. En hy sê vir haar, ek is so dankbaar oor jou boodskap van versoening. Want die Here Jesus Christus het my sonde weggewas. Daardie soldaat het Jesus Christus as verlosser en saligmaker ontmoet. En hy steek sy hand uit na haar. In haar eie hart onthou sy die vernedering. Onthou sy haar geliefdes, hoe hulle gesterf het onder hierdie nasies, in besonder een van hierdie soldate wat bygedra het tot haar suster se sterwe. En sy kry dit nie reg om haar hand uit te steek nie. Sy het nou net oor versoening gepraat. Sy bid binne in haar hart, Here, help my om hierdie man te vergewe. Dit het 'n tweede sagte gebed in haar hart gekos, waar sy gesê het, Here, ek kan nie, maar skenk U vergifnis deur my na hierdie man toe. En sy steek haar hand uit, en toe sy daardie man se hand vat, toe voel sy hoe daardie krag van Christus deur haar tot hierdie man ook dan kom, waar sy hom kon vergewe. Vergifnis sluit versoening in. Sy kon met daardie man, wat daardie verskriklike dinge gedoen het in daardie nasiekamp teenoor die Jode, kon sy hom vergewe. Een ding wat hierdie ou wêreld daar buite nie ken nie. Hulle wil nie 'n hand uitsteek na mekaar toe nie. En wat sê die woord? Hoe lieflik is dit as broers saam woon. Maar hierdie versoening van Here Jesus Christus breek oor die skeidsmuur af. Efesiërs 2 vers 14, want hy het ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Jesaja 59 vers 2, wat vir ons baie duidelik ook hierdie boodskap gee, van hierdie skeidsmuur wat tussen U en my, verskoon tussen U en God, dan ook staan. En hy sê vir ons wat hierdie skeidsmuur is. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En dan sê hy voorts, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Daar is 'n skeidsmuur tussen ons en God. En hierdie skeidsmuur moet afgebreek word. Sommige mense dink dit verwys na daardie antieke leefwyse onder die heidene en die Jode. Hoe daardie wette van die Jode, daardie heidene van mekaar dan ook verwyder het. Maar die woord van die Here sê, ons sondes verwyder ons van God. En dit is waarna Johannes ook dan hier verwys, as hy dan ook sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy wat vir ons dan ook sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan maak ons God tot 'n leienaar. Daardie herstelde verhouding moet plaasvind deur daardie sondebelydenis, wat dan ook moet plaasvind. Waar die mens reageer op hierdie versoeningswerk deur die bloed van Here Jesus Christus, want in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade.
En daarom, in die geboorte van die Here Jesus Christus, daar die wonderlike boodskap van hierdie versoeningswerk. Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sodat die mensdom met God versoen kan word. Hierdie grondteks wat dan ook daar in die Bybel is vir Christelike versoening. Dit verduidelik vir ons God se groot liefde, wat gelei het om sy seun Jesus Christus te gee, sodat ons met God versoen kan word en ons die ewige lewe kan ontvang. Daardeur het hy vir ons ook daardie wonderlike versoening gebring, herstelde verhouding deur Jesus Christus na hierdie aarde toe te stuur, waar hy vir ons dan ook gebore is. Dis 'n verklaring van God se inisiatief om die vyhandige verhouding in hierdie liefdevolle liefde wat hy vir die mens het, dan te verander deur die weg wat Jesus Christus dan vir u en vir my dan ook bied. As ons gaan kyk na die sleutelelemente van Johannes 3 vers 16, is dit God wat die inisiatief neem. Want so lief het God die wêreld gehad. God is die ene wat versoening begin het en aktief deur sy liefde in stand hou, deurdat hy die Here Jesus Christus gestuur het. Daardie uitdrukking van liefde, hierdie liefde wat hy vir ons getoon het, hierdie unieke liefde, want die mens is in sy sonde toestand, hy is verwyder van God. Is dit nie wat die woord van die Here vir ons sê? Om vir iemand te sterwe. Jy sal nouliks, sal jy vir 'n regverdige sterwe. Wat nog vir 'n sondaar? Jesus kom en hy sterf vir die sondaar mens. Die mens wat van God verwyder is. En hierdie uitdrukking van sy liefde word getoon in Jesus Christus. Om hierdie dood, hierdie vyandskap tot niet te maak, hierdie probleem wat tussen u en my tussen u en God dan staan. Om hierdie sonde skeidsmuur af te breek. Die oplossing is in Jesus Christus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Die resultaat daarvan, om vir u en vir my versoening te bewerk, die ewige lewe te kan gee. Hierdie verband met hierdie versoening, 'n verandering in verhouding. Waar ek eers vyandig teenoor God was, is daar nou 'n liefdesverhouding tussen my en God. En die brug van sonde word afgebreek. Is dit nie wonderlik as hy dan ook vir ons sê, dat hierdie versoening word vir ons almal bedoel. Hierdie aanbod kom van God af na die mensdom. Laat jou met God versoen. Wonderlik as 'n mens ook daaraan dink, dat hierdie brug van sonde afgebreek is in die Here Jesus Christus. Ek lees 'n verhaal van 'n storie wat oorgedra is, storie oor twee broers. En hierdie twee broers het in vyandskap met mekaar gelewe. Twee plase langs mekaar. En wat doen die een broer? Hy gaan kry 'n stootskraper. En hy maak 'n groot kloof tussen hom en sy broer. Waar daar eers weiding was vir die diere, is daar nou 'n verskriklike groot sloot gemaak. En by die ander broer klop daar eendag 'n timmerman aan die deur. En hierdie timmerman vra vir hom, hoorie, so is daar nie 'n werk vir my hier by jou nie? Hy sê, ja, ek het vir jou 'n werkie. Hy sê, kom hierso, kom ek wil vir jou gaan wys. En hy wys vir hom hier die massiewe sloot, wat tussen hom en sy broer dan ook is. En hy sê vir hom, ek wil hê, jy moet vir my hierso 'n skeidsmuur maak. Ek wil hierdie broer van my glad nie eers raak sien nie. Jy moet vir my 'n hoë muur maak, sodat ek niks van hom kan sien nie. Daar die timmerman het gesê, is reg, en hy spring aan die werk.
Daardie broer wat vir hom gevra het om daardie werk te doen, kom by hom toe daardie timmerman dan kom vra of sê dat hy klaar is. Gaan kyk na die werk. En wat sien hy? Hy sien 'n brug. Hy sê, ek het vir jou gevra om 'n muur te bou. Nou bring jy 'n brug hierso. In die volgende oomblik, te sien daardie broer daardie brug. En hy dink, wat 'n wonderlike ding het my broer gedoen. En hulle kom, loop na mekaar toe en bo op daardie brug versoen daardie broers met mekaar, omhels mekaar, en vir die res van hulle lewe het hulle in vrede geleef. Tussen God en mens is daar 'n groot kloof, en hierdie kloof is sonde. En Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom, om hierdie kloof te kom afbreek. En dis wat hierdie skrifgedeelte dan sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening, hy's 'n brugbouer, tussen God en die mens, sodat ons met God versoen kan word, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hierdie boodskap moet die wêreld bereik. God het in Christus Jesus, het hy hom gestuur na hierdie wêreld toe, gebore as 'n mens, om op die ou einde van die dag vir my versoening te bewerk. Mag ons hierdie boodskap verstaan, mag ons hierdie boodskap leef, en mag daar wonderlike verhoudings wees. In die eerste plek, vir herstelde verhouding tussen God en die mens, maar ook as daar tussen mens en mens, dan ook probleme is, om daardie verhouding te herstel. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir U dank vir hierdie wonderlike boodskap uit die woord van versoening. U was die bewerker daarvan. En nou, Here, vra U van die mens ook aksie. U vra vir hom 'n optrede. U vra dat hy moet kom. Laat jou met God versoen. Daar moet handeling van die mens se kant af wees, en U nooi ons in hierdie handeling. As U dan ook sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. As U daar in Jesaja 1 vers 18 vir ons sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, en sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. U nooi die mens na U toe. Mag die mens ook daarop reageer. Here, vir ons wat dit kan geniet, Here, om daar die vrede in ons harte daagliks te mag ervaar. Terwyl die wêreld na vrede soek, hulle soek na allerlei dinge om daar die vrede te bewerk, selfs in oorloë. Maar Here, dankie dat ons weet, U is die ene wat mens en mens, God en mens, met mekaar wil kom herstel in die versoeningswerk van ons Here Jesus Christus. Ons eer U daarvoor. Ons bid, Here, seën ons ook nou as ons uitmekaar uitgaan, tye wat ons saam met ons gesinne en families sal spandeer, dat dit ook 'n heuglike tyd vir ons in hierdie tyd sal wees. Word U daarin verheerlik. Amen.